Môre julle. Welkom by Crosstalk. Vrydagoggend gesels ons bietjie oor hoe gaan ek my hart voorberei vir wat God hierdie naweek wil doen, vir wat God op die oomblik in jou lewe wil doen. En een ding wat ons soms mis is dat ons dink God staan partykeer 'n halwe tree van ons al weg. En dan as ons hom vra, kom hy nader. Dit voel baie keer vir ons so as iets sleg op ons pad kom of as ons swaar kry of met moeilike goed in die lewe moet deel dat God is nie daar nie. God is nie vir ons lief of gee vir ons om en antwoord ons gebede as ons reg leef en naby aan hom is nie. God is nie voorwaardelik nie. Ongelukkig dink ons baie keer dat as ons reg leef, dan sal God my seën. En dan as goed skeefloop of anders uitwerk, voel dit of God nie daar is nie of ons vergeet het of nie omgee nie. Ons spring eintlik van God af op die vlak wat ons mense hanteer en hoe ons teenoor mense optree en dit wat ons doen. Dawid praat baie keer op baie plekke van God wat ons rots is. In 2 Samuel 22 aan die einde van sy lewe, dan bid hy die gebed en dan sê hy die Here is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser. 'n Rots is net dit bly 'n rots. Seisoene skuif, plante blom, blomme val af. Bome dra vrugte, dit val af. 'n Rots bly dieselfde die heeltyd deur elke seisoen. God bly dieselfde die heeltyd. Aan die einde van Dawid se lewe dan bid hy die gebed dan sê hy die Here is my rots, hy was daar altyd. En dis ons wat wegstap of wegskuif of wegdraai en dink God is nie daar nie en hou op omgee. Dis ons wat met verkeerde keuses en goed wat ons aanvang ophou luister na God, ons harte wegdraai en toemaak. Dis ons wat skuif. God skuif nie weg van ons af nie. God bly dieselfde. Hy gaan nie verander nie. Sy beloftes bly staan. So dis die uitdaging vir vanoggend. Maak jou hart oop vir hierdie God wat nog die heeltyd daar was. Vir hierdie God wat nie gaan wegstap nie. Vir hierdie God wat gaan bly. Die Here is ons rots. Mooi loop.